Hartlike goeiemôre liewe Queenswood gemeente. Dit is vir my so lekker. Ek hoop julle voel die energie in die lig hier vanoggend. Dis vir my 'n besonderse voorreg om vanoggend Laerskool die Kraans se senior koor hier te verwelkom met hulle mammas en pappas en oumas en oupas en ons eie lidmate wat ek dink is vir julle 'n groot verrassing vandag. Hierdie kerk het baie oupas en oumas. En ek wil sommer nou al vir julle sê, hoor jy, en ons het ook baie kinders, maar julle gaan nou min van hulle sien want hulle oefen, hulle werk hard vandag. Hulle hou volgende week Kerskonsert en dan is die Kraans weer hier, maar met die kleintjies. So vir die volgende 2 weke, julle mag nie moeg raak vir ons nie, hoor. Ons is klaar vir julle lief en dit is baie vreemd sê ek vanoggend te kan sien vir van die ouers en van die kinders om hierdie tannie nou hier by die kerk te sien en nie by die skool nie. Maar ons is so geseënd en so bevoorreg dat ons almal vanoggend hier in die naam van die Here bymekaar kan kom. Dankie dat julle julle talent gebruik. En vanoggend is daar iemand van julle wat so 'n bietjie op julle senuwees voel vir hierdie groot kerk. Hulle skud hulle koppe, hulle sê ja. Ek weet, hulle maak ons bietjie nervus, maar jy moet vandag weet, jy sing net vir een iemand en vir wie is dit? Ons sing vir Jesus Christus. So vergeet van hierdie mense, julle kan vir hulle lief wees, julle kan vir hulle kyk, maar as jy sing, dan dink jy net aan die Here Jesus en dat jy vandag sy naam groot maak. Liewe gemeente, kom ons groet mekaar, lekker welkom van my kant af, ek hoop julle het 'n mooi week gehad, groet mekaar in liefde.
Geliefdes, wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy die teenwoordigheid van jou God ervaar elke oomblik en elke minuut van vanoggend se diens. Ons gaan dinge so 'n bietjie anders doen vandag. Ek wil nou vra, as jy van ons maats is, wat nog in die kerk is jy nog van ons maatjies? Julle kan nou uitbeweeg as die kraans vir ons vorentoe kom, en vanoggend gaan ek nie vir ons 'n fotum lees nie. Hulle gaan vir ons fotum sing. En terwyl hulle vorentoe kom, julle kan maar so lank vorentoe sing, ons gaan een liedjie as gemeente saam sing, maar dan gaan hulle dit vir ons antwoord met die fotum. Ek wil hê hulle moet so 'n bietjie gewoond raak aan julle, laat hulle vir julle kan sien, en laat hulle kan sien, julle kan ook sing, uit volle bors, nê? So laat hulle nou nie net vorentoe kom, en moet kom sing nie. Julle het 'n spesiale werk, julle gaan vanoggend vir ons fotum sing, maar liewe vriende, voordat hulle vir ons sing as gemeente, kom ons staan op, julle sal nie glo nie, hierdie is nou niks meer nuut vir ons nie, maar die krag het 20 minute gelede afgegaan. Nou, dankie tog, ons is geriek en gekeer, en klink maar hierdie kode so goed, hulle sing a cappella. So ons is alright sonder die kerkorrel vanoggend, maar ons arme orrelis, sy kry swaar op die dae wat die orrel nie werk nie. So Annelie, dankie, sterkte. Sy en Juffie Jane sal daar om die beurt vir ons op die klavier wees. En dan wil ek nou sê, ons is almal hier te saam. As die krag nou eers 5:00 vanmiddag aankom, dan dink ek het jou planne so pas verander. Miskien het jy al jou kosie in die oond gesit, ek weet nie. Ek weet nie wat jy gedoen het en hoe jy jou dag beplan nie, maar ek dink vir baie van ons het hy so pas verander. Bedaar. Bedaar, liewe broers en susters, ons leef in wonderlike tye. Ons kan 'n plan maak, maar as ons hier in die kerk is, dan vergeet ons nou van alles wat moet gebeur en wat moet kom. En ons fokus op die Here. Kom ons staan en ons sing. Dis nou die groot mense, julle ken hierdie liedjie, julle kan saam sing. Ons sing saam lied 164, ons is almal hier te saam, verse 1 en 2. Dankie.
Perfek. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Heer. Ons gaan vanoggend saam lees, liewe vriende, as jy jou Bybel wil oopmaak by Josua 24. Moenie bekommer nie, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Ons wil graag almal wakker hou in hierdie erediens. Nee. Ek gaan vir ons die skrif open met gebed en direk daarna, dan gaan julle dit vir ons open met 'n liedjie van You Are My Resting Place. En ek wil graag hê dat u nou baie bewus word van dat ons besig is met die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om op 'n Sondagoggend hier by mekaar te kom. Wat 'n voorreg dat ons in 'n land bly wat ons U ken en wat ons kinders U ken, Here. En dit is my gebed dat U vandag deur U woord tot ons sal spreek en by ons sal wees, Here, maar dat ons 'n boodskap sal ontvang deur U Gees wat in ons hart en in ons verstand en ons lewens sal wees elke dag. Dankie dat U vir ons goed is, Here. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie vir al die liefde en genade en dat ons mag weet ons behoort aan U. Amen. You're the Son of God. Ons lees vandag uit Josua 24 en terwyl hulle so afstap, het ek nou gewonder of is hier vanoggend iemand in die kerk met die naam Joshua vanoggend. Broer, weet jy wat? Ek was nou die hele week besig met jou. En as jy nou vandag hierdie boodskap vergeet, want ek het so baie kom leer by Joshua hierdie week. En ek hoop is sommer vir jou 'n ekstra spesiale dag, hoor. As ons klaar is vanoggend, die koor moet asseblief ook die loopie, ons wil vir julle ook mooi dankie sê. Maar Tannie Celia, daai man wat sy naam Joshua is, hy moet ook sommer vorentoe kom, nee. En dan gaan ons vir hom ook dankie sê. Ek
Ek het baie interessante dinge geleer oor Joshua hierdie week, en jy weet wat gebeur het. Ek sê altyd, jou boodskap word geïnspireer deur goed wat gebeur. Jy kan nie altyd bid dat dit die Here se boodskap is. Dat jy nie jou eie motiewe en jou eie boodskap en jou eie emosies gebruik om hierdie erediens voor te berei nie. Maar in 'n tyd waar ons nou baie gereeld by verskillende skole was, met die matrieks en die graad 7's wat klaar maak met skool, wie's graad 7 in hierdie koor, wie maak klaar? Dis 'n groot storie. Nee. En ek kan nou vir u sê, soos ek die skole gaan besoek, is daar 'n beklemming om my hart. Aan die een kant 'n groot vreugde, want ons is kinders van die Here. Aan die ander kant 'n groot stuk kommer. En hierdie teks van Joshua, dink ek ken julle almal so goed, maar dis tyd dat ons dit weer hoor. En dit is dalk baie dringend tyd om dit te hoor. Nou ek gaan gou-gou vir julle net so 'n paar interessante feite gee oor Joshua broer, nee? Joshua se naam was eers Hosea, wat beteken red, verlos. Toe het Moses gesê, nee, ons verander jou naam na Joshua toe, want jy is 'n redder of 'n verlosser van God. En dan sal jy dadelik die Griekse naam in die Nuwe Testament, Jesus, herken, want dit beteken verlosser, redder. Nou hierdie Joshua, toe hy 'n jong man was, en hy het begin op 'n jong ouderdom, was hy 'n assistent, nee, hy het gehelp vir Moses en vir die Israeliete, daar van die uittog af, wat hulle uit Egipte uit is. Hy was 'n verkenner, en hy was 'n groot militêre man, 'n man wat kon oorlog voer, hy was goed. Dink julle dit was met gewere? Nee, daai tyd het hulle nog nie gewere gehad nie, Hulle het ander goeders gebruik om oorlog te maak, maar Joshua was 'n man wat hard gewerk het vir die Israeliete en vir die Here. En toe is daar 3 goed wat ek nou net wil uitsonder, dat jy nou kan hoor hoe belangrike goed het daar met Joshua gebeur. Want liewe vriende, ons is baie bekend met die aardsvaders se storie, Abraham, Moses, Josef. Ons ken hulle stories, maar as ek jou regtig vanoggend vra, wat weet jy van Joshua? Dan wonder ek, hoeveel weet ons van Joshua? En ek weet die teks wat ons gaan gebruik vanoggend, is 'n teks wat ons almal wel mee bekend is, maar hoeveel weet jy eintlik van Joshua? Want Joshua was 'n groot belangrike man in die Bybelse tyd, maar hy was 'n groot belangrike man vir God. Daar's so 3 dinge wat vir my ongelooflik is van Joshua se storie. Julle sal onthou, toe die manne gaan oorlog voer het alweer, het hulle gaan oorlog voer. Toe die Here die son laat stil staan, vir daai een keer, want Joshua het gesê, Here, asseblief, ons het meer tyd nodig om hierdie veldslag te wen. En die Bybel sê dit so mooi, dit was een keer wat God vir 'n mens geluister het. En God het die tyd laat stil staan, hy het die son laat stil staan, sodat Joshua se manne eers hulle werk kon klaarmaak. Joshua was een van die 2 verkenners, onthou nou Moses se 12 verkenners hier uitgestuur in hierdie nuwe vreemde land, en hy was net een van 2, van die 12 het 2 teruggekom. Dit was Joshua en Caleb, en dit was net Joshua en Caleb, wat toe in die beloofde land ingelaat is. Ander het nie bly leef tot daai tyd nie. Jerigo, toe die mure geval het, julle ken hierdie storie baie goed, Die Here het so baie vir Joshua gehelp om oorlog te voer sonder om geweld te gebruik. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar Joshua was die man wat die Israeliete
in die beloofde land ingelei het. Onthou julle, Moses kon dit nie doen nie. Die Here het gesê, Moses, nee, jy het die klip 2 keer geslaan, Josua sal hierdie mense in die beloofde land inlei. En dit is toe wat gebeur het. Oor die boek Josua wil ek net so vinnig 'n paar interessante dinge sê. Want dit is nou net hier, waar ons lewe en Josua se lewe baie mooi by mekaar kom. Die boek Josua is die boek waarin daar die meeste gepraat word van oorlog en geweld in die hele Bybel. Dit is eintlik 'n verskriklike wrede boek. Daar gebeur wrede goed in Josua. Geweld. Dis 'n tyd wat mense buite beheer is. Wat verskriklike lelike goed gebeur. En as ons in ons wêreld kyk, dan sien ons sien oorlog. Maar kom ons kyk sommer net hier op plaaslike bodem in Suid-Afrika. Geweld. En dan kom praat die Here met ons, soos wat hy met Josua gepraat het. Jy sien, hierdie boek is wreed, en dit gebeur 'n klomp wrede goed, maar dit was die realiteit waarin hulle geleef het op daardie stadium. Wat is ons realiteit vandag? Die hele boek Josua is hierdie tweestryd om te sê, maar God is dit klink soos hierdie ver afwrede God wat hierdie Israeliete wil straf. Dis oorlog, het gaan nie goed met hierdie mense nie. Maar aan die ander kant gaan dit oor hierdie wonderlike, liefdevolle God wat sy gelofte so getrou nakom en sê, ek het julle beloof, ek gaan julle na die beloofde land toe lei. En hulle doen dit dan. Nou, ek gaan nie die hele Josua 24 lees nie, ek gaan sulke stukkies lees, my arme Gerard, ek hoop jy is wakker, ek weet nie of kan julle iets sien op die skerm, of as die krag af is, dan, okay, julle kan sien. So volg daar saam met my. In vers 1, dan staan daar, Josua het al die stamme van Israel bymekaar gebring. En hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Josua vir die hele volk, so sê die Here die God van Israel. En dan begin hy met 'n baie lang storie. Hy gaan al die storie daar van Abraham af. Sê, onthou jy, ek het vir Abraham 'n nageslag beloof. En ek het dit vir hom gegee. Onthou jy, bietjie verder daar in vers 5, ek het vir Moses en Aaron beloftes gemaak, ek het hulle gestuur, ek het Egipte met rampe getref, sodat julle bevry kan word. Ek het dit gedoen. Daar in vers 7, ek het dit laat donker word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het dit gesien. God praat met Josua en hy sê vir hom al die wonderwerke wat hy vir die Israeliete gedoen het tot nou toe. En dan daar in vers 8, dan sê hy, hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Elke liewe keer, en dan hou hy nou daar aan, met hoe hy hierdie magte oorgegee het aan Israel. Elke keer. Hy praat van Jerigo se mure wat geval het. En dan daar in vers 11 sê hy, ek het toe julle oorlog gemaak het, hulle in julle mag oorgegee, deur konings hulle moed te laat verloor. Dit was nie eers nodig vir hulle om hulle wapens op te tel nie, want God het vooruit gegaan. Hy het die konings hulle moed laat verloor, en daar was baie interessante vertalings wat praat oor die goed wat God vooruitgestuur het om hierdie konings te ontmoedig. Wat ek vanoggend op jou hart wil lê, is daar van vers 14 af,
waar daar staan, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil. Wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kan die Eufraat of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En dan hierdie baie bekende woorde. Wat my en my gesin aanbetref. Ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om ons Here te verlaat en ander gode te dien nie. En dan bevestig hulle sê, hy is die een wat ons uit slawerny uit Egipte bevry het. Hy het die groot wonders voor ons oë gedoen. En dan daar in vers 18 aan die einde, dan sê hy, ook ons, net soos Josua, sal die Here dien. Hy is ons God. Dan sê Josua iets ernstigs. Josua sê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. Later in vers 21 dan beamoen die volk dit weer. Ons sal die Here dien. Weer in vers 24 en dan vers 25 sluit Josua die verbond met God en met hierdie volk om te sê, ons sal die Here dien. Dis die storie, dis wat gebeur, julle kan die hele Josua 24 gaan lees by die huis, dit is pragtig, dit is 'n wonderlike verhaal. Maar ek wil 'n bietjie praat en stil staan oor hierdie ding van ek en my gesin. Ons sal die Here dien. Want jy sien, liewe vriende, soos ek vir u sê, ek besoek skole, die een na die ander, Christelike skole. Ons bly in 'n land waar meer as 70% van ons mense sê ons is Christene. Ek sidder as ek daar kom. En ander kinders is gefokus op spiritualiteit. Nie ons Christenkinders nie. Ander kinders is gedissiplineerd in hulle godsdiens. Dis waarheen hulle gaan as hulle probleme het. Ek weet nie wat ek sien nie, maar ek hou nie daarvan nie. Gerard, kan ons 'n video speel? Gaan ons hom kan speel? Gee net vir my 'n thumbs up. Okay. Ek het hierdie video al gespeel van tevore vroeër in die jaar. Hy maak my nogal emosioneel. So ek hoop ouers luister mooi wat hier gebeur. En dan praat ons weer verder. Dankie Gerard. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Bit of a message in it for me. Yes.
What are we having for dinner? Paas en die maas kies die invloedryke mense. Kinders, hulle kies hulle maas en hulle paas en hulle familie om hulle kosbare tyd mee te spandeer. Ek weet dit voel nie altyd elke dag so nie, hoor jy, ek wil vir julle sê, ek het ook 2 seentjies, so asseblief, moenie dink, ek praat van iets wat ek niks van weet nie. Dit is nie altyd so maklik nie, dit is nie altyd, ons ervaar het nie altyd, dat julle spesiale tyd eerder met ons wil spandeer nie, nee. En daar is 'n paar ander faktore wat nou 'n rol begin speel. Maar wanneer ons kinders se harte praat, dan is dit hulle huis waarin hulle terugkom. Statistieke sê vir ons, ongeveer 80% van 'n kind se geestelike ontwikkeling begin by sy ouers. En as ek praat van sy ouers, dan praat ek ook van grootouers. As jy so 'n bietjie terugdink in jou lewe, waar het jy jou blootstelling gehad aan jou Here, aan die Bybel en aan godsdiens? By jou ouma en jou oupa en jou ma's en jou pa's. Dis wat jy gesien en ervaar het van hulle. Die skokkende waarheid in vandag se lewe is almal dien iets. Almal dien iets. En ek vra vir jou vanoggend, wat dien jy? Dien jy jou werk, jou beroep? Dien jy vriende? Dien jy jou telefoon? Storie? Wat dien jy? Waaraan spandeer jy die meeste van jou tyd? Of spandeer jy die meeste van jou tyd aan God? Geld. Ons is almal in hierdie stryd om te oorleef. Ons moet geld kry, ons moet werk. Maar liewe vriende, as jy jou werk bo God gaan prioritiseer in jou gesin, dan praat God met jou soos wat hy met Josua gepraat het hierdie dag. Ons het spirituele leierskap nodig in ons gesinne. En hier klop my hart so bietjie vinnig. Want partykeer voel dit vir my, dit kom van die kinders af, en nie van die ouers af nie. Geloof is nie 'n tradisie nie. Godsdiens is nie 'n kultuur nie. Dit is 'n besluit. Dit is 'n besluit, en vandag is nie 'n bekeringspreek nie, liewe vriende. Vandag is om te hoor wat die woord van die Here vir ons sê. Ergens in jou lewe gaan jy moet 'n besluit maak, en dan kan jy nie meer die Here halfhartig dien nie. Want wat hy vir Josua gesê het, is halfhartig bly steeds ontrou. Jy kan nie God dien en iets anders nie. Wat is vir jou die belangrikste? Ons kan selfs ons gesin dien. Dit kan selfs ons afgod word, ons familie. Dus alles so in ons families insit, dat ons vergeet hoekom ons dit doen. Ek voel partykeer, en ek sê dit in my eie huis, was ons hierdie laaste tyd baie besig om te werk aan hierdie ding, want dit voel vir my, ons val in elke opsig. Ek weet die meeste van ons, as jy kinders het, die sport, die programme, dit is, niemand kan byhou nie. Maar jy moet ergens in jou gesin daai besluit maak om te sê, wat se tyd in ons gesin pas ons almal. Ons het besluit om dit te doen, die skool het 'n baie kwaai brief geskryf aan die begin van die jaar om te sê, die kinders moet ontbyt eet. Nee, nou gelukkig, dis baie belangrik, kinders moet ontbyt eet, ons almal moet. Maar toe het ons besef, dis eintlik die enigste tyd wat ons as gesin by mekaar is. In die aand is niemand by mekaar nie. In die middag is niemand by mekaar nie. So nou in die oggend voor skool, die laaste 2 jaar, het ons daai besluit geneem, dit is wanneer ons saam Bybel lees en bid.
En dit het vir ons gesin ontsaglike waarde. Nog vandat ons begin het om dit te doen. Die probleem is, wat ek agterkom is, hoe doen ons dit? Want dit is maklik dat dit 'n roetine begin raak. Dit is maklik dat die seentjies die Onse Vader uit hulle kop uit bid elke dag. Maar hulle weet nie meer wat hulle bid nie. Hulle sê dit net, dis 'n rympie. Met wie praat ons as ons bid? Sê julle 'n bietjie vir my. As ons met God praat, dink julle ons moet met hom praat soos wat ons met ander mense praat? Nee. Want ek het vir my seentjies toe gevra, wat gebeur nou? Benjamin is 'n groot sokker aanhanger. As Lionel Messi nou by hierdie deur instap, gaan jy nou net lekker hierso sit en verder jou ontbyt eet? Die bokke wat gisteraand gewen het, wie het gekyk? Nee, dankie tog. Bly hulle het gewen. Maar dit is baie snaaks, hoe mense se optrede verander wanneer daar 'n belangrike persoon instap. Maar as ons besig is met God, dan maak ons of hy ons speelmaat is. Dit het tyd geword dat God nie ons nagedagtenis is nie. Ons kan nie net as ons eksamen skryf, gaan vir Jesus sê, asseblief Jesus, help my met my eksamen. En vanaand as jy in jou bed klim sê, dankie vir 'n lekker dag, help my om lekker te slaap, amen. Want dis ons te doen. Sommer 'n nagedagtenis, gou in die oggend en in die aand. God is nie 'n nagedagtenis nie, God is jou vertrekpunt. As jy jou oë oopmaak in die oggend, dan sê jy, môre Here. En al is dit al wat jy sê, en al is dit al waarvoor jy tyd kry, jy's besig met die Here die hele tyd, vandat jy jou oë oopmaak. Ons maak 'n fout, en hierdie is wat vir my sleg is om te sê. Ons maak 'n fout om te dink dat ons godsdiens as gelowige Christene nie iets van ons vra nie. Ons het so begin om die genade van God, van die Here Jesus Christus, sy liefde en genade te verkondig, dat die liewe Jesus beeld wat ons het, alles oorheers. Maar ons het vergeet, dis God die skepper. Wat elkeen van ons wat hier sit gemaak het, wat elke lewende wese op hierdie aarde gemaak het, wat vanoggend die son laat opkom het. Dit is God. Dit gaan van jou iets vra. Dit gaan van jou volle oorgawe aan God vra. Dit gaan van jou 'n lewende verhouding met jou Here vra. En hier wil ek sê, dit is vir my die grootste probleem. Ons sê dit vir ons kinders. Ons sê, onthou om Bybel te lees, onthou om te bid. Sien jou kinders jou bid by die huis. Sien jou kinders jou Bybel lees by die huis. As jy 'n probleem het, sien jou kinders dat jy vir die Here vra, Here help my asseblief. Oupas en oumas, julle is baie deel hiervan. Want 'n groot deel hiervan gaan vir my oor ons eerbied en respek vir ons God. Daar's godsdienste in ons eie land wat Vrydagmiddag hulle winkels sluit. Wat nie meer gaan oor geld nie, wat dit gaan oor aanbidding. Daar's mense in ons land wat 'n hele dag opoffer aan gebed. As ons 10 minute laat uit die kerk uitstap, dan hoor ek dit wanneer ek by die huis kom. Dit het tyd geword dat ons besef hierdie gaan iets vra. Jy kan nie jouself aan iets verbind. En as ek sê iets, liewe vriende, dan verbind jy jouself aan God.
Weet aan wie jy jou verbind. Hy is 'n jaloerse God. Hy sê dit hier. Jy kan nie ander afgode dien en vir God nie. Ek wil jou rustig herinner aan die meeste van ons wat hier sit, wat 'n doopbelofte gemaak het. Wat ons kinders laat doop het en gesê het, Here, hierdie kind maak ek groot in U naam. As jy hom net elke nou en dan herinner aan die Here se bestaan. Of wat doen ons baie graag as ouers? Ons doen dit nogal. Onthou, liewe Jesus sien vir jou. Nee, as jy nou daai ekstra koekie gaan vat, onthou, Jesus sien vir jou. Ons gebruik die Here wanneer ons hom wil gebruik. Maar as jou kinders nie ervaar en dit beleef in jou huis, dat God die middelpunt is nie, dan moet jy nie verwag hy gaan dit doen eendag wanneer hy uit jou huis uit is nie. Hulle sê partykeer, if you don't bring them, they might never come. En dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan oor jou wat jou kind na die Here toe lei. Ek en my gesin, hoe dien ons die Here? In praktyk het dit tyd geword dat ons met God praat met respek. Dat ons weet, as ons met hom praat, praat ons nie met ons beste vriende nie. Jy praat met 'n heilige God. Dis 'n voorreg en 'n eer, liewe vriende. Net hierdie week het ons gesien hoeveel Christene vermoor word vir dit waarna hulle glo in ons wêreld. Is dit wanneer ons gaan begin erns maak met ons godsdiens, wanneer dit van ons af weggevat word? Modellering. En hierdie is die belangrikste ding vir my vandag vir jou om te hoor. Jy kan dit nie sê en dit nie doen nie. Niks het my kwaader gemaak as my pa vir my gesê het, jy moet bietjie gaan oefen. Nee, is nou tyd om te gaan oefen. Dan dink ek, hoekom moet ek oefen as my pa nie oefen nie? Nee, ons het mos sulke dinge wat ons kan sê. Maar wat ek uitgelaat het, is my pa loop 20.000 tree 'n dag, want hy's 'n boer op die plaas, so hy het nie nodig om te gaan oefen nie, nee. Ek het daai stukkie uitgelos. Maar jy kan nie vir jou kinders sê om iets te doen, en te verwag hulle gaan dit doen as jy dit nie doen nie. Kinders leer nie, hulle lewe. Jy kan nie vir hulle dit sê en dit nie doen nie. Hulle kyk wat jy doen, hulle luister nie wat jy sê nie. Julle moet asseblief luister wat julle ma's en julle pa's sê, hoor? Asseblief. Dis belangrik. Moenie ophou nie. Ons begin vroeg. Ons begin van baba tyd af, van voordat daai babatjie gebore is, sê ons, Here, hierdie kind sal ek lei op u pad. En dan wil ek afsluit en 'n beroep doen op julle as kinders, want ek dink, as ouers is daar 'n woord wat ek weet ons almal wel mee bekend is, manipulasie. Wat doen julle as julle graag ietsie wil hê? Hulle sê hulle Highland speel. Smeek. En dan kom maar, Gideon, ons klein seentjie het 'n manier. Kyk hy so vir my, dan maak hy mamma so, hy maak sy oogie so, mamma asseblief, met soeke ronde bekkie. Jy kan net nie vir hom nee sê nie, dis baie moeilik. Nee. So vandag gaan ek nou vir jou sê, jy wat 'n kind is, as jou ma en jou pa, en ek is jammer ek doen dit aan julle liewe ouers, maar ek weet ek help jou.
As jou ma en jou pa nie vir jou Bybel lees by die huis nie, en hulle bid nie saam met jou nie, dan sê jy, kom 'n bietjie hierso, laat ons gesels. Nee, dan sê jy, kom 'n bietjie hier, laat ons gesels, wanneer gaan ons vandag saam Bybel lees en bid? Nee? Want as jou kind jou vra, en jy sê nee, bel my asseblief, ek het nog nie so iemand ontmoet nie. Daar is nie altyd tyd nie, ek verstaan dit, maar vir God maak ons tyd. Amen. Almagtige Hemelse Vader, Here, Josua het vir ons 'n groot les kom leer. En ons wil dit almal met ons hele harte getuig, Here, maar dis nie maklik nie. Dis in 'n wêreld waar daar soveel afleiding is en soveel dinge wat ons besig hou en afgode, Here, en dinge waarvan ons sommer baie hou. Tegnologie, geld, mense, werk. Maar Here, U is die middelpunt van hierdie wêreld. En dis my hartsgebed vandag, dat ons sal terugkeer na U toe, dat U die vertrekpunt sal wees van elke gesin, wat hier sit vanoggend, dat ons kan weet, niks op hierdie aarde, Here, en U het vir ons tyd gegee. Dis dalk besig, maar U het vir ons op hierdie aarde net tyd gegee. Laat ons sal weet, niks is belangriker om ons tyd op te spandeer, as 'n verhouding met ons lewende groot God nie. Amen. Kom, sing julle nou 'n bietjie weer vir ons. En die liedjie wat hulle nou gaan sing, is laat U wil geskied op die aarde. Laat U wil geskied op die aarde. Direk daarna gaan ons sommer kollekte opneem. En dan sal ons afkondigings doen. Nie ons wil nie, liewe vriende. God se wil. Julle was net absoluut fantasties. Julle het ons in ons harte ingesing vanoggend. Hoor julle? Julle moet 'n wonderlike dag hê. Hulle het nog 'n liedjie later. Asseblief, moenie loop nie. Hulle gaan net hierso bly. Ons gaan net kollekte opneem, afkondigings doen en dan direk na die uitspreek van die seën gaan hulle vir ons hulle laaste liedjie sing. Dankie.
ja, amper vergeet ek. Dis 'n gebruik in ons gemeente. As jy verjaar, bring ek gou vir jou 'n kaartjie om sê vir jou geluk. As iemand verjaar of hierdie week gaan verjaar, steek hoog op jou hand. Ek kom. Die hele koor verjaar. En jy sien, dit is nou net goed, dit was nou baie verjaarsdae vandag, en dit is wonderlik, want julle gaan nie glo wat ek vir julle vertel van verjaarsdae in hierdie kerk nie. Ek wil sommer gou vra, dalk is hier iemand, ek weet nie of ek hulle gesien het nie, maar ons oupas en oumas word partykeer 100 jaar oud. Nee, is hier 'n ouma en 'n oupa wat 100 jaar oud is vandag? 99? Nee? Julle, kom ek sê gou vir julle, ons verjaarsdaglys daar in die afkondigingsblaadjie, het ons 'n 80s plus klub. Dis een van my gunsteling tipe clubs, nee, want ons wil nou nie ons ouderdom weggee nie, maar ons is ook gebore in die 80s, nee, so, dis 'n lekker klub daai. En ek sien ons oudste verjaarsdag hierdie week is tannie Nancy Nondee, wat maandag 98 jaar oud word. As jy verjaar hierdie week, ons het 'n lang lys verjaarsdae. Ek sê altyd, die Here het die sy asem in jou ingeblaas op daai dag. Jy moet jou verjaarsdag vier met oorgawe. Lewe is 'n geskenk uit God se hand uit. Mag dit vir jou 'n baie mooi geseënde dag en jaar wees. Kan ons sommer net vinnige afkondigings doen? Daar is donderdag aan kerkraadsvergadering, asseblief let net daarop. Klomp ander goed wat gebeur, daai was nou bietjie ietsie anderster. En dan het ek sal nou soontoe terugkom. Hilani, is sy in die kerk vanoggend? Ek het nie gedink sy gaan nie wees nie.
Hilani, ons kantoordame, sy dogter het gister getrou in die kerk. Ag, en kom ons gee vir hulle 'n lekker groot hande klap, want dit is 'n groot dag. En dan ons Karel Junior, hy is nou nie hier vanoggend nie, ons sal vir hom baie mooi geluk sê, maar die man is die week gelegitimeer, net soos sy pa, volg hy nou in sy pa se voetspore, en ons is dankbaar vir die Here. Vir kinders wat op hierdie stadium nog sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ons gaan vir hom mooi geluk wens, maar wens maar vir hulle as familie geluk. Ons is verskriklik opgewonde, en ek moet nou al vir jou sê, as jou kerk 'n dominee soek, vat daai een. Want hy is fantasties. Dit was 'n baie snaakse storie, maar ek en die man het 2 jaar gelede saam in die Griekse klas gesit, het ons nie geweet van mekaar nie. En nou weet ons van mekaar. So ek kan vir julle sê, ek was saam hom in die klas. Daai is 'n dominee wat dinge gaan doen. Koortjie, liefste Juffie Jane en Juffie Magriet. Juffie Magriet, ek is baie beïndruk met 'n vrou wat onlangs getroud is, dat sy in volle vaart hier aan die gang is. Ons wil vir julle baie dankie sê vir vandag en sommer vooruit. Julle moenie loop nie, ons gaan vir julle mooi dankie sê nou. Julle was besonders. Bly altyd sulke kinders van Jesus, hoor julle. Laaste afkondiging, en ek sê dit laaste, dat julle kan dit nie vergeet nie. Is die 29ste is ons Kersmark. Die Kersmark in hierdie kerk is oumas wat kan koekies bak. Nee, ek gaan nie bak nie, julle moet mooi reg verstaan, nee. Ek sê dit altyd baie duidelik, maar hier kan ons koekies bak. Dit is 'n lekker dag met baie kosse en koekies en speelgoed en enige ding om te koop. Dis Vrydag die 28ste November van 12:00 tot 7:00 die aand. En as jy so op die lysie kyk, sal jy sien daar's kosse wat ons bietjie vooruit kan bestel, laat jy nou nie teleurgesteld moet gaan kos maak op 'n Vrydag aand nie. Of nou vanmiddag op 'n Sondagmiddag nie. Ek wens ek kon al vir jou 'n pannekoekie of 2 gegee het. Het ek iets vergeet? Nee, julle moenie so benoud wees nie. Ek sê altyd in hierdie kerk skree op my, want ek het blonde hare vir 'n rede. Ek vergeet dinge, baie. Liewe vriende, ek gaan vir ons die seën uitspreek, en dan gaan die koor antwoord met hulle liedjie Peace on Earth. En direk daarna, Sham Annelie, moenie bekommer nie. Direk na die koor hulle liedjie gesing het, gaan ek vra dat ons dan afsluit as gemeente met ons slotsang, die Onse Vader, wat ons opnuut ons lewens vir die Here kom gee. Ek en my gesin, ons sal die Here dien. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag jy daar waar jy gaan, elke dag bewus wees van jou almagtige God se teenwoordigheid en leiding, genade en liefde. Mag hy leef in jou lewe en mag hy leef in jou kinders se lewe. Amen. Silence is gold.
Daar's 'n heerlike koppie koffie of tee, of koffie en tee as jy wil. Kom kuier saam met ons, kom ons staan op en ons antwoord die Here, Onse Vader.